verspil. Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is gesang 165, vers 1 en 2. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 146, vers 1, 3 en 8. As die Tosius beruiming. O
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en van die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo in een heilige, algemene, Christelike kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Kom ons sing gesang 449, vers 4, waarna u weer kan sit. Broers en susters, God het sy wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22, verse 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod, en die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons sing nou gesang 308, vers 1, 2 en 5.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees 2 gedeeltes uit Psalm 89. Vers 21 en 22 en vers 30 tot 38. Die Here sê: Ek het Dawid as my dienaar uitgesoek, hom met my heilige olie tot koning gesalf. My mag sal hom ondersteun. My krag sal hom sterk maak. Ek het vir hom altyd nakomelinge verseker, sodat sy troon vas sal staan, solank daar 'n hemel is. As sy nakomelinge nie handel volgens my woord nie, en nie lewe volgens my bepalings nie, as hulle my voorskrifte verontagsaam en my gebooie nie nakom nie, sal ek hulle oor hulle oortreding straf en hulle oor hulle sonde met swaar slae tref. Maar my liefde sal ek van hom nie terughou nie, my trou nie verbreek nie. Ek sal my verbond nie versaak nie, nie een van my beloftes terugtrek nie. Ek, die Heilige, het 'n eed afgelê en my woord aan Dawid sal ek nie verbreek nie. Daar sal altyd nakomelinge van hom wees, sodat sy troon so blywend soos die son sal wees. Soos die maan sal dit altyd daar wees. Solank die hemel daar is, sal dit vas bly staan. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Gemeente, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons kom vanoggend om U te loof en te dank dat U nie die werk van U hande laat vaar nie. Ons dank U dat ons uit U woord die versekering het dat U om Christus ontwil niks sal toelaat om ons uit U hande te ruk nie. Want alleen op grond van U trou leef ons en kan ons elkeen die vredevolle vooruitsig op U koninkryk hê. Ons dank U dat U ons byeenbring in U kerk en ons hart en gedagte in U kerk voed met die evangelie van U seun.
Laat ons tog nooit vergeet dat ons aan hom behoort nie. Ons dankie dat U ons in U kerk inbring, juis op die heilige grond, waar U Gees werksaam is. En dit, goeie Heer, ten spyte van wie en wat ons is. Ons dank U dat U kerk nie in die hande van mense lê nie, maar dat U kerk in stand gehou word deur die werk van U Gees. Hou ons tog vas, goeie Heer, dat ons nooit wegdwaal van U kerk nie. Here ons God, U die wêreld met sy goed en sleg spoel elke dag oor ons. En soveel kere in ons lewe staan ons verslae met 'n magtelose gevoel oor alles wat met ons gebeur. Ons bid U, skenk aan ons die wysheid om hierdie wêreld te sien vir wat dit is, gebreek. En laat ons dan in wysheid opkyk na die kruis op Golgotha. Opkyk na U seun se oop graf, net om in die hart en verstand te weet dat U na ons omsien, ver bo dit waarvoor ons ooit kan bid of ooit op kan hoop. Laat ons tog antwoord op U evangelie en mildelik die vrug van U Gees dra. En laat tog so ons lewe vredevol word. Ons staan voor U in die naam van Jesus Christus. Hoor tog ons gebed, net om sy ontwil. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 281, die tweede en die derde strofe. As die donker ons laat stuier, vind ons rus by U alleen.
Wanneer ons oor geloofsake met mekaar staan en gesels, dan moet u bietjie mooi oplet wat die dinge is waaroor ons gewoonlik met mekaar praat. Net 'n kort woord vooraf. Ons Afrikaanse vertaling, die 83 vertaling wat ons vanoggend ook gebruik het, is 'n vertaling van die oorspronklike tale bedoel om 'n dinamiese vertaling te wees, eerder as 'n woord-vir-woord vertaling. Dit beteken die vertalers het gepoog om eerder te vertaal wat die teks beteken as om 'n woord-vir-woord vertaling te gee. En as 'n mens na die 83 vertaling kyk, dan moet 'n mens sê dat die vertalers het eintlik baie goed daarin geslaag om by die waarheid te bly en dit tog dinamies te vertaal. Kom ons vat 'n baie bekende voorbeeld. 'n Voorbeeld waaroor veral die ou mense baie gepraat het toe die 83 vertaling uitgekom het. En dit is Psalm 23. In die ou vertaling het daar gestaan, die opskrif, die Here is my herder, soos met die nuwe vertaling. En dan later het ons in die ou Psalm 23 gelees, U stok en U staf vertroos my. In die 83 vertaling is dit vertaal, in U hande is ek veilig. Ons hoor hoe dat die betekenis vertaal is in plaas van 'n woord vir woord. Kom ons vat 'n ander voorbeeld. Lees 'n mens deur die Psalmboek, dan merk jy op dat baie van die psalms verwys terug na die trek uit Egipte land, die woestynreis. En dan vind ons in 2 psalms wat ook verwys na die woestyntog, dat beide die psalms praat van die 7 plaae wat Egipte getref het. Nou weet ons baie goed uit die historiese boeke, daar was 10 plaae. Hoekom het die 2 psalms gepraat van 7 plaae? Omdat die digkuns nou ter sprake kom. Die 2 psalms wat praat van 7 plaae, het gedink aan die getal 7 wat verbind is aan volmaaktheid, en wil die 2 psalms nie sê daar was fisies net 7 plaae nie, maar hulle wou sê dat God volkome met die Farao en die Egipte afgespeel het, klaar gespeel het. Goed. Nou vertaal ons psalms, liedere, gedigte in Afrikaans. Dinamies. Wat ons vanoggend gaan doen, en dit is ons gaan kyk wat daar letterlik
in Psalm 89 in die oorspronklike taal staan. En u sal hoor dat die betekenis vertaal is en dat dit goed vertaal is, maar die oorspronklike woorde klink so. God sê, ek het by my heilige gesweer. Onmiddellik kom die vraag, van wie praat die psalmdigter nou? Wie's die heilige by wie God sweer? Die volgende sin, ek sal nie vir Dawid lieg nie. Sy nageslag sal vir ewig wees. Sy troon sal soos die son voor my wees. Dit sal vir ewig stand hou soos die maan. En dan die laaste sin, en daar sal 'n getroue getuie in die wolke wees. God begin deur te verwys na 'n heilige, en dan sluit hy hierdie gedeelte af deur te praat weer van die getroue getuie wat in die wolke is. Die wolke verwys na die hemel. Ons laat dit net vir 'n oomblik daar. Ons begin by 'n ander punt. As ons by 'n bank instap om geld te leen, dan weet ons baie goed, ons gaan pakke en pakke aansoekvorms invul. Dis deel van ons wêreld. Niemand is eers verbaas as daardie pakke aansoekvorms voor jou neergesit word nie. Jy het geweet dit gaan kom. En eintlik so met enige kontrak wat mense tussen mekaar aangaan. Daar word 'n prokureur gekry om hierdie ooreenkoms aan te gaan. Dit is hoe ons werk, dis hoe ons leef. Maar dink net vir een oomblik diepsinnig. Hoekom kan jy nie by 'n bank instap en sommer net mondelings vra vir 'n bedrag om 'n huis te koop en hulle sê sommer net mondelings vir jou, ja, hier's die geld nie? Omdat daar by die bank twyfel bestaan dat jy die toewyding en die vermoë het om hierdie geld terug te betaal. Kom bestaan daar 'n skriftelike kontrak tussen mense. Ja, ons sê dit nie hard nie, maar omdat daar hierdie twyfel bestaan, een van hierdie twee persone gaan dalk nie sy ooreenkoms nakom nie. Nou kom ons terug by ons Psalm. Wanneer God 'n uitspraak maak, sy onderneming gee, is daar geen gelyke aan hom of 'n hoër mag as hy, by wie hy 'n eed hoef af te lê nie. Hy is God. Hy is die hoogste gesag, baie groter as die ganse kosmos.
En tog lees ons in die Bybel. Wanneer dit oor ernstige sake gaan, en al die sake waar God by betrokke is ernstige sake, maar veral wanneer dit kom by 'n ernstige saak soos 'n verbond, dan lê God gewoonlik 'n eed by homself af. Ons kry so 'n voorbeeld, Hebreërs 6 vers 13 sê vir ons: Toe God aan Abraham die belofte gemaak het God niemand groter as hy self gehad by wie hy dit met 'n eed kon bevestig nie. Daarom het hy dit met 'n eed by homself bevestig en gesê: Ek sal jou beslis ryklik seën en jou 'n baie groot nageslag gee. In ons Psalm gaan God hierdie ernstige verbond met Dawid aan. En God lê 'n verbondseed teenoor Dawid, 'n mens teenoor Dawid af. En hy roep 'n getuie by wie God hierdie eed aflê. Nou is die vraag: wie is daar in die hemel wat God se gelyke is? En nou moet ons vir een deel van die vraag se antwoord net 'n bietjie terugstap na die Ou Testament toe. Ons het al voorheen daarna verwys dat hierdie volk Israel leef onder die heidense volke en hulle hoor van hierdie heidense afgode. Ja, en so het ook daardie gedagtes en idees by hulle begin posvat. Maar een van die dinge wat die Israeliete by die heidene gehoor het, en dit is dat hulle afgode, wanneer hulle ooreenkomste aangaan, dan roep hulle ander afgode as getuie. Daar bestaan nie afgode nie. En daarom kon God nie 'n ander afgod roep as getuie nie. Wie is hierdie getroue getuie? Dan kom die Nuwe Testament. En die Nuwe Testament antwoord ons in Openbaring 1. Genade en vrede vir julle van hom wat is, wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die getroue getuie. Jesus Christus het gekom om die verbond wat God met Dawid gesluit het, na te kom en vir ewig op die troon te sit. Die getuie waarna Psalm 89 verwys, is die getuie wat ons baie jare later eers sou ontmoet. Jesus die Christus, self God, God wat mens geword het en onder ons kom woon het, soos die geloofsbelijdenis vanoggend ook gesê het. God uit God. So lê daar in hierdie Psalm reeds hierdie vooruitsig
van die koninkryk wat sou kom in die seun van God. Broeders en susters, waaroor praat ons met mekaar as ons oor geloofsake praat? Ons praat met mekaar oor die elende wat ons tref. En dan vra ons vir mekaar, wat het ek tog gesondig, verkeerd gedoen, dat die liewe Heer my so straf met hierdie elende? En dan praat ons met mekaar en ons sê, ag, bid tog vir my dat die Here hierdie elende van my moet wegneem. Ons praat met mekaar oor hoe 'n gelowige behoort te leef. 'n Mens moet die wet uit dankbaarheid nakom. 'n Mens moet na Jesus Christus luister as hy vir jou sê, draai die ander wang, loop 'n tweede myl saam. 'n Mens moet sagmoedig wees. Ons vertel van ander mense se sterk geloof en ons bely ons eie swak en klein gelowigheid. Ja, ons bely ons sondes teenoor mekaar en ook net sommige sondes. Ons berisp ons kinders as hulle 'n slorsige lewe lei. En ons praat met mekaar dat ons ander mense moet help as hulle in die elende is. Dis die goed waaroor ons breedweg met mekaar gesels. En ja, ons moet met mekaar daaroor praat, want feitelik oor al hierdie goed wat nou opgenoem is, gaan 'n mens iets in die Bybel van raak lees. Dit's daar, dis Bybels, dis reg. Maar die punt is, dit waaroor ons praat, wat in ons gemoed lê, is eintlik net 'n voetnota by die evangelie. Wat is die evangelie? Dit is God se raadsplan, waarmee God begin het na die val van Adam en Eva, en hierdie raadsplan wat hy uitgevoer het totdat die ewige koning uit die nageslag van Dawid op die troon sit. Dit is die evangelie. En daarom behoort ons gepraat eers te begin oor ons lof aan God, ons eer en ons respek aan hierdie bo-aardse wese wat alles geskep het en nie die werk van sy hande laat vaar nie. Wanneer ons by die evangelie begin, dan gaan al hierdie ander lewenskwessies waarmee ons so in stryd en gemoeid is, gaan dit van self begin verander. Ons het al in die verlede verwys na die Onse Vader. Ons begin die Onse Vader op te sê, laat u naam geheilig word, laat u wil geskied, laat u koninkryk kom, maar eintlik in die hart is ons besig om die Onse Vader van onder af boontoe op te sê. Ag, gee tog vir ons brood op die tafel.
Ag, vergewe ons tog ons sonde. Ag, bewaar ons tog van die bose. As ons hou by die evangelie, God se raadsplan, wat in Jesus Christus vervul is, dan lyk hierdie wêreld anders, dan lyk ons swaar kry anders, en dan lyk ons blydskap ook anders. Mag die Here tog, as hy kom, by ons, nie net in ons liedere nie, maar ook in ons lewe, sal vind, ons is besig met lof, eer, respek en dank. Mag elkeen wat 'n oor het, tog goed hoor wat die Gees aan hom of haar wil sê. Amen. Gemeente, ons sing 2 slotgesange. Die eerste is gesang 406, eerste, tweede en derde strofe, en dan gesang 417, al 2 die strofes. Hoe was ons gebonde? Hoe was ons verkneg? U bevry ons tot die lewe. Jesus Christus, ons eer U.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.